My liewe broers en susters, maar mense sê dan vir my, maar is die Adventiste nie 'n sekte nie? Ek sê, wel, kom ons gaan kyk in die Bybel. Wat sê die Bybel? Hier skryf Paulus in Handelinge 24, maar ek, Paulus, erken voor u dat ek volgens die wet wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en die profete geskrywe is. Presies soos dit moet wees. Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense 'n rein gewete te hê. Het jy geweet die 10 gebooie is opgesny in 2 gedeeltes? Rein gewete teenoor God is die eerste 4. Rein gewete teenoor jou medemens is die laaste 7. Het jy geweet die middelgebod, die Sabbatgebod, het te doen met God en jou medemens? Het jy dit geweet? Op die 7de dag sal jy rus en wie moet nog rus? Jou dienskneg en niemand wat in jou poorte is nie. So om 'n rein gewete onder jou mense moet jy daai 7 ook onderhou. En die eerste 4 vir God. Dis hoekom daar een kern is in die middel wat al 2 kante, God se kant en die mense kant bymekaar bring. In die Sabbat word God en die mense gekoppel. Ons oorlogstryd is aggressief. Ons saglike kwessies is voor ons. Ja, reg op ons. Laat ons gebede opgaan tot God. Dat die 4 engele nog die 4 winde sal vashou, dat hulle nie sal waai om te beskadig of te vernietig totdat die laaste waarskuwing aan die wêreld gegee is nie. Laat ons dan in harmonie met ons gebede werk. Laat niks die krag van die waarheid vir hierdie tyd verminder nie. Die huidige waarheid moet ons las wees. Die 3de Engelse boodskap moet sy werk doen. 'n Skeiding maak, luister mooi, 'n skeiding maak van 'n volk wat hulle stand op die platform van ewige waarheid sal neem vanaf die kerke. Jy sien, ander skape het ek wat nog nie van hierdie volk is nie. Maar hulle ken my stem en hulle volg my. En daar sal een, wat sê dit? Kudde wees en een herder. Aan die einde gaan daar alweer net een opsie wees. En daai 3de engel boodskap gaan die werk doen.